Here, ons is so dankbaar as ons vanmôre hier is om hierdie wete voor U te kom stil word en te kom buig voor U almag met diep dankbaarheid. U is die weg, die waarheid en die lewe, die Alfa en die Omega. Uit U, deur U en tot U is alle dinge. Aan U alleen behoort die krag, die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Geliefdes, genade vir julle en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here. So ietsie om Moedersdag, nou ek wil nou heel eers vir Willie vra, net een van die luidsprekers daar by Willie kry, sommer daar agter jou is ene. Hy gaan vir ons iets lees en dan gaan Leon iets lees, so die manne, Willie gaan vir ons oor die algemeen vat en dan gaan ons bo langs en dan gaan Leon weer so 'n bietjie dieper vat. Vir Leon sy moet maar die t-shirt by mekaar vat as die dinge diep raak. Ons wil graag hierdie besondere dag met julle deel. Asseblief Willie. Môre almal. Moedersdag. Dit is weer my maand. Dit is die tyd van die jaar wat die media en veral die vroue tydskrifte ons herinner aan Moedersdag. Die tyd wat ons opnuut weer laat dink, self terugdink en verlang na ons kinderjare, ons skooljare en ons eerste huweliksjare. Ons dink terug aan die liefde en opoffering van 'n ouma, 'n ma en ons vroutjies. Valentynsdag is pas verby, waar ons blomme, kaartjies en sjokolade gekoop het. Om op 'n praktiese en dikwels romantiese wyse ons liefde te betoon. Moedersdag voel vir ons soos 'n Valentynsdag wat vervolg het. Ons koop weer blomme, kaartjies en sjokolade, maar eerder 'n dag wat ons opnuut herinner aan die liefde en opoffering van 'n spesiale vrou, sodat ons dank en waardering teenoor hulle kan betoon. Ouma kry 'n kaartjie, omdat ons dink aan die lekker beskuit koekies en heerlike boerekos. Ma kry 'n kaartjie en 'n oproep en 'n besoekie om dankie te sê vir al die kospakkies, skoolaktiwiteite en geheime wat ons gedeel het en waarvan pa vandag nog niks weet nie. Die vroutjie kry 'n kaartjie, 'n bos blomme en nog wat om dankie te sê vir al die vir al die sakke sout wat ons saam kan opeet en wat ons nog steeds by ons mekaar bly. En te midde van ons groeiende, dit het Dominee nou vir my gegee as 'n spesiale ding hierdie, te midde van ons groeiende middellywe en ons minder hare. Ek is seker, dis hoekom hy seker dit vir my gegee, Dominee. Vrouens en veral moeders was baie belangrik in die Here Jesus se tyd. Hy het tyd gemaak vir hulle en hulle bemoedig, hulle uitgelig, vrygemaak, hulle vereer en het hulle gebruik om 'n verskil te maak. Ons lees onder andere van Deborah, wat die volk Israel gerig het. Hanna wat gebid en 'n kindjie gebid het vir 'n kindjie en hom vir die Here groot gemaak het. Maria die prostituut, aan wie hy guns betoon het. Maria die moeder van Jesus, wat hy vereer het. Susanna, wat in die agtergrond van Charles Spurgeon, die prins van die predikers, ondersteun het in die bediening. Ons lees in Spreuke 31 van 'n knap vrou en moeder, wie die deugde besing word. Haar lewe is 'n inspirasie vir ons. En ons bring vandag aan die miljoene vrouens en moeders hulde wat in hierdie tyd soos vandag, soos die Spreuke vrou, baie hard werk, lief is vir God,
haar man som in die moeilikste omstandighede sal ondersteun, ander bemoedig en aanmoedig, sorgsaam en besorg is oor die armes en hulle versorg, en met groot wysheid haar geld bestee. Sy het die vertroue van haar man en hulle gesin geniet, en dit geniet aansien bo die gemeenskap of in die gemeenskap. Miljoene vroue en moeders word daagliks deur God geseën en volgens hulle gawes en hulle talente gebruik, bewustelik en onbewustelik. Sommige in ons agtergrond wat besighede en huishoudings en ander op komitees en projekte wat in die gemeenskap gedoen word. Elke vrou is 'n geskenk van God en is vandag steeds belangrik vir die Here Jesus. En elkeen het 'n spesiale rol om te vervul en word steeds deur hom gebruik as deel van sy ewigheidsplan. Loof die Here vir hierdie geskenk aan ons op Valentynsdag, op Moedersdag, op Vrouedag en op enige ander dag. Ons sal eer julle as 'n gawe van hom. Gelukkige Moedersdag aan elkeen. Dit kom van die manne van Carletonville Suid af. Net dan sal jy vir, dankie Leon vir ons hier 'n boodskap nou, soos hy nou by die hoogtepunte kom, gaan Dawie vir ons om net so elke keer daai inpakreel gooi, dat ons mooi kan die boodskap volg. Dit gaan oor die rol van 'n Christen ma in haar kinders se lewe. Goeiemôre almal. Vir my is dit 'n voorreg om hierdie te kan lees vandag. Nou doen net gepraat van diep dinge, ek weet nie, ek gaan nou lees. So haal maar die sneesies in die sakdoeke uit. Sterkte, gaan ons. Hoelike Christenmoeder. Vandag is Moedersdag. 'n Baie spesiale dag vir elke ma, ouma en ouma grootjie. Om die woord moeder te omskryf, lees ek 'n verhaal wat geskryf is deur Temple Bailey. Die verhaal vertel van spesiale eienskappe van moederskap. 'n Jong moeder het haar voete op die pad van die lewe geplaas. Is die pad lank, het sy gevra. Ja, en dis moeisaam. Jy sal veel ouer wees voordat jy die einde bereik. Maar die einde sal beter as die begin wees. Maar die jong moeder was gelukkig en sy het gedink dat niks beter kon wees as hierdie jare nie. Sy het met haar kinders gespeel en vir hulle blomme langs die pad gepluk en saam met hulle in die helder strome van die lewe geswem. Die son het op hulle geskyn en die jong moeder het gesê, niks sal mooier wees as hierdie tyd nie. Toe het die nag gedaal en 'n storm het opgesteek en die pad was donker en haar kinders het gebewe van angs en koue. Die moeder het hulle nader getrek en hulle omvou met haar liefdevolle arms. En die kinders het gesê, liewe moeder, ons is nie bang nie, want moeder is by ons en geen kwaad sal oor ons kom nie. En die moeder het gesê, dit is 'n beter dag as die skoonheid van die dag. Want vandag het ek my kinders die betekenis van moed geleer. Die oggend het gekom en daar was 'n steil heuwel voor hulle. En die kinders het geklim en moeg geword. Die moeder was ook moeg, maar sy het gedurig vir haar kinders gesê, hou moed, ons is net nou daar. So het die kinders geklim en toe hulle bo uitkom, het hulle gesê, moeder, ons sou dit nie sonder jou kon gedoen het nie. Die moeder daai nag gaan lê, het sy opgekyk na die sterre en gesê, hierdie is 'n beter dag as gister. Want my kinders het die betekenis van volharding en inspanning geleer. Gister het ek hulle moed gegee, maar vandag het ek hulle krag gegee. Die
volgende dag het onheilspellende wolke aan die hemel saamgepak. Wolke van haat en boosheid en oorlog. En die kinders het in die donker gevrees, rondgetas en gestruikel. Die moeder het vir hulle gesê, kyk boontoe, hef julle oë op na die lig. En die kinders het hulle oë opgehef na die berge, en agter die wolke die ewige glorie gesien. Dit het hulle gelei en verby die duisternis gebring. Daardie nag het die moeder gesê, dit is die beste nag van almal, want vandag het ek my kinders by God gebring. Toe die moeder oud geword het, het haar kinders sterk en moedig gestaan. Waar die pad ongelyk was, het hulle haar opgetel. Totdat hulle oor die heuwel gestap het, waar die skitterende pad op goue poorte uitgeloop het. Die poort het vir haar oopgeswaai, en die moeder het gesê, ek het die einde van die reis bereik. Nou weet ek, dat die einde beter is as die begin. Want my kinders kan die pad alleen wandel. Die kinders het gesê, moeder, u sal altyd by ons wees, al het u deur die poorte gestap. Hulle het gestaan en kyk hoe sy alleen ingaan, en die hek toegeswaai het. Hulle het toegesê, ons kan haar nie sien nie, maar 'n moeder soos ons is altyd by ons. Sy is meer as 'n herinnering. Sy is 'n lewende teenwoordigheid. Ek wil vra dat die manne allemaal staan en dan sing ons vir die vrouens hier. Ons strek ons hande oor hulle en ons bid die Here se seën oor hulle. Sê ek vir Leon, hy moet sy toes is reg hou en dan staan hy ewe sterk hier en dan is ek die ou wat nou staan en jump op die goed. Was vir my so aangrypend mooi. Hierdie verhaal as 'n mens jonk is en begin jy ernstig en die ma wat dink net om my kinders te geniet is mooi. En elke keer as die pad loop om te besef daar's iets meer en iets meer en iets meer. En uiteindelik dankbaar te wees dat ek my kinders by die Here gebring het en as dit waar is, dat ek die vrede het en weet, as ek oud geword het ek hierdie vrede, want my kinders kan nou hierdie pad loop. En as 'n ma hierdie rol gespeel het, en die kinders onthou haar eendag, dan dink hulle, ma's nie meer hier nie. Maar tog is maar lewende teenwoordigheid, want wat ek is, wat ek voor die Here is, en die vrede wat ek belewe, dis hoe maar my lewe teenwoordig is, en ons dank die Here vir sulke ma's in ons lewens. Goed, vanmôre is ek terug by Kersfees, en ons so 'n bietjie terugdink, dis so belangrik dat ons baie keer terugdink, na punt toe en vra wat het in tussentyd gebeur. Kersfees is 4 kort maande gelede. Kom ons lees net saam hierdie gedeelte oor die sterrekykers. Jesus is in Bethlehem in Judea gebore tydens die regering van koning Herodes. Na Jesus se geboorte het daar sterrekykers uit die ooste in Jerusalem aangekom en gevra, waar is hy wat as koning van die Jode gebore is? Ons het sy ster sien opkom en ons het gekom om aan hom hulde te bewys.
En toe koning Herodes hiervan hoor, was hy en die hele Jerusalem saam met hom ewig ontstel. Hy het toe die priesterhoofde en die skrifgeleerdes van die volk byeengeroep en hulle uitgevra oor waar die Christus gebore sou word. En hulle het hom geantwoord, in Bethlehem in Judea, want so is dit deur 'n profeet geskrywe. Jy Bethlehem, gebied van Juda, jy's beslis nie die kleinste onder die leiers van Juda nie. Uit jou sal 'n leier voorkom wat vir my volk Israel 'n herder sal wees. Daarna het Herodes die sterrekykers in die geheim ontbied en noukeurig by hulle vasgestel wanneer die ster verskyn het. En hy het hulle na Bethlehem toe gestuur met die woorde, gaan doen noukeurig ondersoek na die kindjie en as julle hom kry, laat my weet, sodat ek ook aan hom hulde kan gaan bewys. Nadat hulle die koning aangehoor het, het hulle vertrek en kyk, die ster wat hulle sien opkom het hulle gelei, totdat dit gaan staan het bo die plek waar die kindjie was. Nadat hulle die koning aangehoor het, het hulle vertrek. Nou moet eintlik die eerste vers nou weer herhaal, kom ons gaan na die 4de reël toe. Hulle het in die huis ingegaan en die kindjie saam met Maria sy moeder gesien. En hulle het gekniel en aan hom hulde bewys. So het die ster gevolg, hulde bewys. Daarna het hulle reissakke oopgemaak en vir hom geskenke uitgehaal. Goud, wierook en mirre. En omdat God hulle in 'n droom gewaarsku het om nie na Herodes toe terug te gaan nie, het hulle met 'n ander pad na hulle land toe teruggegaan. Nou ons gaan in die hand van 3 groepe gaan ons na hierdie gedeelte kyk. Dis net Matteus wat oor hierdie sterrekykers skrywe. Nêrens anders te lees ons daarvan nie. Nou ek het daar se dominee Chris van Wyk, daar ergens in die Kaap, ek het nog vergeet van waar is, hy het ook 'n Bybelskool, en ek het hierdie stuk gelees, waaroor hy toe geskryf het, en ek het net gaan, dis 'n ongelooflike iets om te deel, om oor na te dink, en daarom het ek so 'n groot stuk van hierdie boodskappe oorgeneem, en nou herinner hy, en hy sê, hierdie verhaal is juist so besonder, as ons terugdink oor die reaksie van 3 groepe mense op Jesus se koms na die wêreld. Hierdie verhaal sien 3 verskillende reaksies. Die eerste gaan oor Herodes en die hele Jerusalem, die tweede oor die priesterhoofde en die skrifgeleerdes en dan derde die sterrekyker self. Hoe reageer hulle op die boodskap van die engele, God se boodskap vir die wêreld? Ons is nou 'n entjie weg van Kersfees af. Nou ons kan dus 'n redelike goeie prentjie vorm oor wat is ons reaksie ook, en hoe dit vergelyk met hierdie groepe se reaksie oor die Kersfees aankondiging. Kort gelede, 4 maande gelede, het ons die wonder gevier van God wat in Jesus tot by ons gekom het, die Immanuel geword het, die God by ons. Dit was die boodskap. Hy het tot by ons gekom, in ons wêreld, om die goed waaroor ons vanmôre gesing het te laat gebeur. Skuldige mense deur genade kan vrykom, nader getrek word, ingebring word, 'n versekering kan hê dat niks ooit weer tussen hulle en God kan kom nie. Jesus, die Seun van God, is dus hier. Die raadsman, die leidsman, die sterke God, die vredevors om al hierdie goed te laat gebeur, ook vir my en vir jou.
Watter uitwerking het dit tot dusver in hierdie 4 maande in my en jou lewe? Ek dink dat genoeg tyd verloop, sodat ons, as ons regtig ergens met dit gemaak het, kan sien of daar iets gebeur het. Kom ons gaan nou so 'n bietjie terug dan net eers na hierdie 3 groepe toe en hulle reaksie. Nou heel eerste Herodes en Jerusalem. Hulle was ewig ontsteld. Herodes was van die begin af as 'n heiden totaal in reaksie teen die Here Jesus. Instrument in die hande van Satan, waarskynlik hardkoppig. Hy is nie te vind dat iemand oor hom sal heers nie. Hy is die koning. Nou hoor hier van 'n ander koning wat gebore is, so sy posisie is in gedrang. As 'n nuwe koning gekom het, kan hy dalk maar maklik, en Josia, as ek nie mis het nie, was hy 8 of 9 jaar toe hy koning geword het. Maar die feit is, 'n ander koning met ander aanhang in my plek, daar's nie 'n manier nie. Hy was nie bereid om hom aan iets of iemand anders te onderwerp nie. Hy is koning, hy regeer soos hy dink, koning van sy eie wêreld, 'n maker van sy eie geskiedenis en lewe. En daarom probeer hy nou op 'n slinkse manier te weet te kom waar die Here Jesus wat hom kan bykom, en dan roep hy hierdie ouens bymekaar en sê, gaan vind uit mooi noukeurig waar sy, en dan kom gee hulle ook vir my die adres, sodat ek ook kan gaan om nou dit te bewys. 'n leuen neem hom te eer nie, maar om hom uit die weg te ruim, om stil te maak. En as hy nie slaag nie, dan doen hy hierdie verskriklike ding van die kindermoord, waar daar ongelooflike klomp kinders moes doodgemaak word. Sien, hy het gesê, doen 'n keurige tyd van wanneer hierdie ster verskyn het, wanneer dit gebeur het. Daar's geleerdes wat meen dat dit al hele ruk na Jesus se geboorte was. So hierdie ouens het 'n ster gesien, ergens 'n boodskap gekry, hulle moes gereed maak vir 'n lang reis, proviant en beplanning en alles. So dis nie kort na Jesus se geboorte nie. Hulle sê Jesus in 'n stal gebore, en hier vertel hy van die ster wat bo huis gestaan het. So Jesus was dalk al 'n maand of wat dalk ouer. Maar hoe dit ook al sy, hy wil weet presies waar en wanneer, sodat hy kan terugplot. En daarom hoor ons dat hy gesê het, al die kindertjies van 2 jaar en jonger. So hy wou seker maak, dit het al 'n tydjie gelede gebeur. En as hierdie ouens hom dan bedrieg, dan maak hy 'n plan, hy gaan hulle uitroei. Hy wil seker maak dat Jesus uit die weg geruim is. Miskien reageer ons daarom nou nie so ongelooflik soos hierdie man nie. Maar iets hiervan gebeur ook in ons eie wêreld. Dat ons hier, die basis van hierdie goed is die weerstand om oor te gee. Dat dit nie in ons aard is nie, en dat ons weerstand bied teen die idee om beheer in ons lewens oor te gee. God het Jesus gestuur om in hierdie wêreld te kom, om die hoofrol te kom speel binne ons lewens, sodat hy ons na 'n nuwe lewe kan lei. Maar mense gee vir hom, laat hom toe 'n ander rol, 'n minderwaardige rol, net 'n bystandsrol. Ons sal hom inroep sover ons hom nodig het, maar heerskappy, 'n hoofrol definitief nie. Stuk weerstand. In die hele Jerusalem wat saam met hom ontsteld was. Hierdie was bang vir Herodes, want hy was 'n magtige ou.
En hulle wou nie die kans vat om te ontstel nie, want hulle weet wat se dinge kan hy aanvang. So daarom bly hulle ook maar liewerste doodstil. Dis 'n risiko om vir die Here op te staan, dis 'n risiko. Hulle gaan nie die kans vat nie. Die tweede groep hier was die priesterhoofde en die skrifgeleerdes. Dit beteken dus, dit was die kern van die kerk, dit was die leiers. As die koning dus wil uitvind, meer wil uitvind oor hierdie klomp mense en hulle God en hulle voorspellings, dan gaan hy na die kerkleiers toe, dan sê hy vir hulle, vertel 'n bietjie vir my, ek soek by julle die inligting hieroor. En dan blaai hulle daar in hulle boekrolle, hulle Bybel van hulle tyd, en hulle blaai daar terug, en hulle sê, ja, nee, dit staan hier, ons het die Bybel, ons het hier die inligting, hy is voorspel om daar en daar gebore te wees. Die kerk het die antwoorde, die kerk het die boek, die kerk het die rigtingwysers, die kerk het al hierdie dinge. Die gelowiges het die boodskap, soos ek en jy dit 4 maande gelede weer eens ontvang het, so duidelik. Maar hierdie ouens wat alles het, doen nie eers die moeite om met nuuskierigheid te gaan kyk, wat het in Bethlehem gebeur nie, waaroor gaan al hierdie boei nie, want hulle is tevrede met hulle self. Hulle die wet, hulle is in beheer, dit wat hulle het pas hulle, en hulle is heeltemal tevrede so, sien ons het beheer oor ons eie lewens, en ons het sommer beheer oor die onderdaniges, die lidmate van die kerk. So ons het vrede met wat ons is, vol van onsself. Hulle stel nie belang nie. Dit is so tragies, dat ons dikwels soveel nuwe, ongelooflike inligting het, wat so impak op die wêreld kan hê, ook op onsself, as ons daarin onderwerp. Hulle doen niks daarmee nie, en so mis hulle die nuwe lewe, waarin die groot leidsman hulle wil inlei. Dan wanneer ons oor onsself, ons wat al hierdie inligting het, wat het ek en jy daarmee gemaak, van dat ons het 4 maande gelede gehoor het, en Kersfees gevier het, en herinner is aan die een wat gekom het, dat dinge anders kon word. Wat gekom het om te sê, ek wil beheer kom neem, om hierdie train smash wat hier gebeur het, in julle hardkoppigheid, om hierdie dinge op te ruim, 'n nuwe pad te sit en heel te maak, en vir julle die volheid van die heerlikheid te wil deel. Ver is ek en jy op daai pad. Hoeveel van die heelmaak het ons toegelaat om te gebeur. Daar is so gevaar dat ons mag saamstem oor so baie dinge, saam praat. Dat ons vir 'n tyd hier saam was op 'n Woensdag en in die boek Jakobus kom lees het en gekonfronteer is juis met hierdie werklikheid, waar Jakobus kom praat het met 'n klompie van ons daar, waar ons dalk nog swaarder in hierdie oordeel staan, want terwyl ons daar was, het Jakobus hierdie dinge so beklemtoon van hom wat gekom het, dat dinge kan anders word. Dat ons nie net alself tevrede sit met 'n belydenis van ons glo God die Vader, Jesus Christus die Verlosser, die Heilige Gees wat ons begelei, en is alles mooi, ja en amen op al hierdie goed, en ons maak hier allerlei belydenisse hoe ons glo, en ons maak beloftes hoe ons sal sorg vir ons vrou en ons kinders en ons moeders en al hierdie dinge, en ons lewens gaan net so aan, en ons lyk daar buitekant net soos die wêreld, net so stikkend en moedeloos en hooploos. En sê Jakobus, so hard met ons gepraat het van gesê, as hierdie woorde, as jy nie jou onderwerp het aan hierdie woorde, dat God 'n verandering gemaak het, dat jou lewe anders lyk nie,
dan word jy besig met 'n leë en 'n dooie geloof. Die sterrekykers, die derde groep, hulle is ernstig. 'n vreemde klomp groep daar buitekant. Dit laat my so dink aan die Here Jesus, wat vertel het, die verlykenis vertel van die feesmaal. Dan sê hy, hierdie man het die feesmaal gereed gemaak, en die mense wat hy geken het, sy vriende, die ouens wat weer omgegee het, almal het hy dit gereed gemaak, soos hy gaan sê vir hulle, die fees is gereed, en dat elkeen hulle verskonings, hulle kom nie by hierdie goed nie, is nie vir hulle belangrik genoeg, en dan sê hy, gaan maak by mekaar, langs die paaie, die ouens daar buitekant, die buitestanders, gaan haal hulle, want die wat eerste sal laaste wees, en die laaste is eerste. As die kerk dan op 'n hoop sit, en doodgaan, dan gaan haal ek hulle daar ver buitekant. Hierdie ons weet nie, wat was hierdie ster presies nie? Konstellasie van sterre of liggame, 'n wonderwerk wat God gedoen. Feit is, hulle het 'n lig gesien, wat God laat gebeur het. Hoe hulle by die koning van die Jode en by hierdie voorspellings uitgekom het, dit weet ons ook nie. Hoe hulle dit gekoppel het aan die geboorte van Christus, wat hulle gehoor het, net so goed as die ouens wat die Bybel gehad het, die kerkleiers, ons weet nie. Maar wat ons wel weet, is dat hulle laat intrek het, binne die kring van hulle aan wie God homself wou openbaar. En dan sien ons hoe dat God hierdie vreemde bymekaar maak, as hy vir hom 'n nuwe volk bymekaar maak. Daar bring hulle bymekaar. Die herders, die eenvoudiges wat nie gereken en geag is nie, want hulle was elke dag by die skape, hulle was nie elke dag by die tempel en vol van al hierdie rituele nie, so hulle was die nobodies. En dan kom hierdie ryk en vernames van buitekant af, om so groot ding te kon aanbied, sterrekykers, mense met 'n stuk wysheid en kennis, en hulle kom, en so maak hy mense van oral af by mekaar, wat iets hoor van die boodskap van 'n koning, wat oor sy volk sal heers, wat uiteindelik die verteenwoordiger gaan wees van God. En hulle kom om hom te kom ontmoet. En met blydskap. En dan kom hulle om hom te vereer met die geskenke. En God praat met hulle, en lei hulle op 'n vreemde pad terug, in sy groot wysheid. En as ons nou dink aan hierdie dinge waarmee ons vanmôre gekonfronteer word, dan kom ons twee dinge agter, twee goed wat sterk na vore kom. Die eerste plek, ek glo dat ons seker diep binnekant soos die sterrekykers sou wil wees. Dat ons tog nog 'n stuk nuuskierigheid het oor hierdie Here, en dat ons by hom sou wou uitkom. Ons sou wou. Want ons het goeie nuus nodig. Ons het 'n ingrype van 'n magtige, liefdevolle, genadige nodig in ons lewens, waar dit vir ons dikwels voel ons verloor die stryd. Ons het dit nodig, en ons het die behoefte daaraan. Maar terselfdertyd in opposisie hiervan, sien ons ook iets van hierdie ander twee groepe, wat in ons aan die gang is. Dalk is dit waar, dat ek nie Jesus verwerp en ignoreer soos hulle nie. Maar ek is nie gereed om aan hom die hoofrol van my lewe te gee nie. Ek klou nog steeds so styf aan die leiersels vas. En ek gee hom net die rol van byspeler, is die een wat handig kan wees
maar tog 'n stukkie waarde kan byvoeg in my lewe. Maar uit sy plek. Hy bly in beheer. Ek laat hom nie toe om die leidsman te wees nie. Ek laat hom net toe om die pad saam met my te loop en daar te wees as ek hom sou nodig hê en die gevaar dreig. Ek laat hom nie toe om die vredevors te wees wat vir my leer om in vrede te lewe in goeie verhoudings nie. Maar ek voel verontreg teenoor hom as die dinge rondom my mekaar val, stikkende verhoudings en vyandskappe, as ek dit beleef. En wonder ek waar is hy. Ek laat hom nie toe om in my lewe die sterke God te wees, wat vir my genoeg krag gee, en wat deur my oorgawe aan hom, sy inwoning by my genoeg krag het, vir wat ook al die lewe vaar nie. Ek veg die stryd in my eie krag, en ek verloor soveel kere. Is dalk hoog tyd dat ons besef, ongelooflik baie ons mis. Dat ons besef hoe keer mis ons die bus, spreekwoordelike mis die bus. Dat hy by ons kom staan het, kom stop het, om te red. Dit laat my dink aan die verhaaltjie wat iemand vertel het van die groot waters, nou dink hoe die huise by die riviere oorstroom het, en ons sien oral oor die wêreld hierdie dinge. Vertel hulle van hierdie geweldige reën en so reën en hierdie ou klim naderhand op die boonste verdieping, naderhand sit hy op die dak en daar sit op die koorsteen. Maar toe die water begin kom hier 'n voertuig en sê, kom saam, onruim, dat ons jou nou hoër gronde vat. Nee, wat, ek sal regkom. En so word dit hoor, en hulle kom met 'n skuitjie en sê, kom klim in. Ek is reg, en hy sit daar hoog op die dak. En die helikopter kom optel, en hy sê, nee, ek is oké. En uiteindelik, as hy verdrink, en hy kom met die Here, dan sê, Here, ek het so hard gebid, dat U my moet red. Sê die Here, ek het vir jou lorry gestuur, ek het 'n skuit gestuur, ek het 'n helikopter gestuur, en jy het elke keer gesê, nee, dankie. Die Here wil vir ons sê, ek het Jesus gestuur. Jy het mos gehoor, 4 maande gelede ons het vir 'n lang tyd oor gepraat, die hele Desember maand, oor God se geskenk vir my en vir jou, dat alles kan anders wees en kan word. En wat het ek en jy daarvan gemaak? Mag dit wees dat ons sal besef, ons het nie rede om gegriefd en teleurgesteld en opstandig te voel nie. Want ons leef 'n lewe wat die gevolg is van ons eie keuse of onwilligheid om te kies. Vir hom te kies. Het is nodig dat ons dwaasheid raak sien en dat ons vir onsself die vraag vra, is dit nie dalk tyd dat ek en jy vandag besluit om hom ten volle te vertrou met my lewe, want hy weet beter. Om ten volle oor te gee, want hy kan my na 'n beter plek te vat. Om hom ten volle te volg, want hy wil ons by die hemelse heerlikheid uitbring. Mag die Here gee dat ons nie die lewe mis deur ons dwaase selfgerigtheid nie. En dat ons die leiersels van ons lewens vir hom sal oorgee, dat hy die hoofrol in my lewe gaan speel. Dis die rol wat God vir sy seun in gedagte gehad het. Die God wat by ons kom het, in ons, tussen ons, sodat ons 'n nuwe lewe kan hê. Nie net eendag nie, maar hier alreeds. Die vrede kan belewe
hierdie vrede kan deel, en hierdie vrede kan ervaar in ons wêreld 'n beter plek kan maak, as ons anders geword het. Amen. Hemelse Vader, baie dankie, dat U ons so oneindig lief het. Baie dankie dat U tot by ons gekom het, alles vir ons kon aanbied het. Ag Here, ons begeer hierdie nuwe lewe. Ons is so dwaas, as ons dink dat ons net 'n klein bietjie toelating, dink dat dit sal gebeur. Help ons om die hele pad te loop, wat U ons genooi het. Die hele pad van selfondersoek en van totale oorgawe, vertroue, word asseblief die koning van ons lewens. Gees van God, los ons asseblief nie hier in ons hardkoppigheid nie, maar dring ons, dryf ons na oorgawe toe. Ons het U so nodig, help ons om te verstaan, is die enigste manier. U wil, nie kan. Here, is ek wat in die pad is. Red my van myself.